So ek het 'n vraag waarmee ek wil begin vanoggend en ek is so bly hier sit jong mense hier voor, want dit is hulle diens vandag en hulle is hier tussenin ook. En die vraag wat ek vir julle wil vra is, wat kom eerste in jou gedagte op as jy hoor oordeel? Dit hoef nie spesifiek te wees met 'n Bybelkonnektasie, maar nie, as jy hoor oordeel, wat kom na jou gedagte toe? Wat sou julle na julle gedagtes toe kom as ek julle vra oordeel? Wat kom na julle gedagtes toe? Is dit 'n positiewe konnektasie? Eerste ding wat opkom. Ek sien daar skud 'n kop wat sê nee, dit is 'n negatiewe konnektasie. Is dit positief? Ok, daar sien ek, dit is 'n positiewe konnektasie. En dit is die ding, die wêreld vandag en die wêreld om ons, selfs in die Christelike kerke, wat ons sien in die wêreld, as hulle dink aan oordeel of praat oor oordeel of oordeel gebruik hulle dit in 'n negatiewe konnektasie. Dis 'n bangmaak storie sodat jy besluite kan maak vir Christus. Dis hoe die wêreld oordeel gebruik. Jy moet jou lewe regkry met Jesus, anders gaan jy brand. En dit is oordeel. Ja, daai brand is 'n deel van oordeel, maar nie soos die wêreld dit uitbeeld nie. So, daarom wil ek met julle gesels vanoggend 'n bietjie oor oordeel. Want hierdie oordeelstema is net so deurtrek deur die Bybel soos verlossing, dieselfde hoeveelheid, as dit nie meer is nie. Oordeel en verlossing is die twee onderwerpe wat soos twee goue drade van Genesis tot Openbaring deurgeweef is. Jy sien, dit is omdat oordeel en verlossing die twee eienskappe van genade en geregtigheid in die natuur van God weerspieël. Daarom kan en mag hierdie twee onderwerpe nie van mekaar geskei word nie, anders verloor albei hulle volheid en wederwysige verband wat hulle met mekaar het. Daarom is my onderwerp vandag 'n God van genade en geregtigheid. Sien, daai twee kan nie geskei word nie. Kom ons doen 'n gebed. Ons liefdevolle Hemelse Vader, terwyl ons in U woord gaan delf om hierdie konsep van genade en oordeel beter te verstaan, Heer, bid ons dat U Heilige Gees met ons sal wees. Heer, mag U ons leer, mag U ons jong mense leer, dat hulle ook hierdie verband tussen oordeel en genade kan verstaan, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Nou, André het vir ons die fokusteks gelees. Ek lees weer vers 5 vir julle wat sê, die Here is genadig en regverdig, en ons God is 'n ontfermer. Nou, oordeel verdien noukeurige aandag. Hoekom? Want dit is betrokke by die kwessies van goddelike geregtigheid in 'n onregverdige wêreld. Dit is vrae wat uit hierdie wêreld uitkom. Hoekom is die wêreld so onregverdig, maar God, ons verkondig God is regverdig? Die tweede punt is vergelding verkeerd gedoen. So vergelding vir dit wat verkeerd gedoen is. Dit handel met daai kwessie. En lyding van die onskuldiges. En dan die oplossing van die konflik van goed en kwaad is ook ingesluit by hierdie onderwerp, en die einde van sonde en lyding is ingesluit by hierdie boodskap van oordeel en genade. Maar bo dit alles, regverdig die finale oordeel God, die Skepper, sy karakter en sy wet en regering. En dit is in die gedagtes van al die intelligensies in die wêreld. Die wat gelowig is en die wat nie is nie. Hulle almal gaan op die ou eind erken dat God is regverdig. Sy oordeel is
regverdig. En ons weet dat hierdie oordeelsboodskap ook baie deel is van die eindtydboodskap, is dit nie? Want in Openbaring 14 vers 6 en 7, in die ewige evangelie, in die eerste engel boodskap staan daarso, en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan al die bewoners van die aarde, en aan al die nasies en stamme en tale en volke. So dit sê daar's 'n ewige evangelie, wat die hele wêreld moet ingaan. En dan vers 7 sê, wat is hier die ewige evangelie? En het sê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Kan julle sien dat die oordeelsboodskap baie relevant is in die eindtyd? Dit is deel van die eerste engel boodskap. Daarom is dit so belangrik dat ons dit verstaan, dat ons dit nie misverstaan nie. En daarom kan ons die vraag vra, maar waarom is oordeel nodig in die historiese proses? Om nie eers te praat van waarom is die oordeel nodig in die eindtyd? Wat vra oordeel? Sou die liefde van God nie net genoeg gewees het nie? Hoekom moet daar oordeel ook wees? Sal goddelike liefde oordeel oorheers? Dit is 'n relevante vraag, is dit nie? Is dit miskien vrae wat ek glo jong mense gehad het? Waaroor gaan hierdie oordeel? Hoekom is daar oordeel? Jy sien, van die begin van die Bybel af, is daar 'n diepgaande verband tussen sonde, oordeel en genade. Hierdie verband is nie net in Genesis nie, maar dit is ook opgeskryf in die historiese geskrifte, in die konings. Ons sien dit oral daar uitkom. Ons sien dit in die stories van die Bybel uitkom. Dit speel 'n belangrike rol in die profetiese geskrifte ook. In ander dele van die Bybel kom dit ook baie sterk deur. So ek gaan met julle 3 stories vandag deel. En dan gaan ons kyk hoe werk hierdie verband tussen sonde, oordeel en genade. En as julle saam met julle huisgesinne die lesstudie deurgegaan het, dan sou julle laasweek gesien het dat hierdie is eintlik deel 2 van laasweek se les. En ons begin daarso in Genesis 3 met die val van mens waar sonde die wêreld ingekom het. En daar staan, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit nie so dat God gesê het nie? Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Kom die slang reguit hier na Eva toe of kom hy met 'n draai? Hy kom met so 'n draaitjie na Eva toe. En hy sê, is dit nie dat julle van niks van hierdie bome mag eet nie? Het God al hierdie dinge van julle al weggehou? Eva antwoord toe die slang en sê, nee, ons mag van al die bome eet, behalwe een, nee? Behalwe een, die boom van goed en kwaad, anders sal ons sterwe. Dit is wat God vir hulle gesê het. God het gesê, ons mag van alles eet. God het ons alles gegee wat goed is. Hy het alles tot ons beskikking gestel vir ons liggame se gesondheid. Maar hy het gesê, bly weg van die een. Bly weg van die boom van goed en kwaad. Want as julle daarvan eet, sal julle gewis sterwe, het hy gesê. En die slang sê toe vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Dis 'n aanklag teen God se karakter, kan julle dit sien? 'n Aanklag. God is 'n leienaar. Dis wat hy sê. Hy sê, julle kan nie God vertrou nie. Het ons nie vanoggend gepraat oor vertroue nie, in God nie? Hy het gesê, julle kan nie God vertrou nie. Hy's besig om iets van julle al weg te hou. Inteendeel gaan hy voort en sê, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees.
Was dit nie die duiwel se probleem gewees van die begin af nie? Wou die duiwel nie God wees nie? Die duiwel was nie genoegd met sy posisie wat hy gehad het nie. En daar in Jesaja sê hy, ek sal my stel bo die sterre van God. Ek sal God wil wees. En hier kom hy na Eva toe met dieselfde konsep en hy sê vir Eva, Eva, jy hoef nie net 'n mens te wees nie. Jy kan soos jou skepper wees. Maar doen dit deur hierdie vrug te eet. Toe sien die vrou, toe sy nou lank genoeg, toe Eva lank genoeg na hierdie sonde gekyk het, lank genoeg gekyk het na dit wat verkeerd was, het sy naderhand dit verskoon, het sy nie? En sy sê, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Sonde het begin goed lyk. Kan julle dit sien? 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Wat het hier gebeur? Sonde het die wêreld ingekom, kan julle dit sien? Daar was 'n spesifieke wet gewees, 'n spesifieke gebod wat sê jy mag nie van daai boom eet nie. Maar Eva het God se waarskuwing geminag en toe maar besluit, ek gaan eet. 'n Wet oortree, het sy nie? Sy het 'n wet oortree. En toe sien ons sonde inkom, punt nommer 1. Ons sien nou sonde hier in die tuin van Eden. Wat doen God toe? Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Interessant, God besef hierso is iets nou verkeerd. Was God verkeerd gewees? Moet ons God blameer omdat hy die boom daar gesit het? Is God te blame hierso? Nee. Maar tog is dit wie die eerste stap neem hierso? God neem die eerste stap en hy vra vir die mens, waar is jy? En hierdie oproep van waar is jy, moet ons nie sien as 'n veroordelende geroep van God nie. God is nie besig om hulle hier te veroordeel nie, maar hy gee 'n uitnodiging aan die mens, ten spyte dat hulle nou verkeerd was, sê God vir hulle, keer terug na my toe. So keer weg van Satan af, keer weg van sonde af en kom terug na my toe. Kan julle sien, is eintlik 'n oproep van bekering. Ek sien julle het gefaal, ek sien julle het 'n fout gemaak. Maar kom terug na my toe. Dit is bekering, is dit nie? Die Skepper stel homself voor hier as 'n verlosser met 'n oproep wat genade eerste aan hulle bied. Maar jy sien hierdie genadige Skepper is ook 'n regter. Kom ons kyk of ons dit sien. Vers 10 tot 11 sê, en hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Kan julle sien wat doen sonde? Sonde bring skaamheid. Sonde pla 'n mens se gewete. Sonde maak dat 'n mens wil wegkruip van jou Skepper af. En hoor hoe stel God ondersoek in. Hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het? Ons sien dus in die woorde van God hier 'n wat? 'n ondersoekende oordeel. God het nie net die oordeel gevel nie, maar het eers ondersoek ingestel.
Ons sien 'n ondersoekende oordeel hier uitkom. Dit wil sê, voor die oordeel gevel is, het God eers ondersoek ingestel. Pas dit nie by die res van die Bybel nie? Dit werk dieselfde. En die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Gebreekte verhouding, kan julle dit sien? Blame game. Nee, dis nie ek nie. Dis hierdie vriend hier langs my. Ja, hy is die ene. Ek onthou, toe ek jonk was, miskien te jonk om dit te probeer het, maar ek was jonk gewees en daar was groepsdruk gewees. Groepsdruk. Hier in die tuin van Eden was die groepsdruk baie kleiner gewees, want dit was net 2 mense. Maar daar was groepsdruk gewees toe ek hier standaard 5 was, en ons het probeer kyk hoe dit voel, want ek sien my pa rook, en klomp van my ooms rook, en baie van my pa se vriende rook, en toe wil ons ook probeer om te rook. En ek het hierdie vriend gehad wat gesê het ons moet probeer, en ons het toe probeer. En skelm gerook vir so 'n ruk. Altyd my ouers het gewerk, so na skool. Ons het ook nie naskoolsentrum bygewoon nie, so ons was maar op ons eie. So toe nooi ek maar die vriende na my huis toe, want daar's nie ouers nie, en dit is 'n veilige plek om te probeer. Maar ek onthou die blame game. My vriend se paal het hom toegevang, en lyk my hy het gesê ek was die oorsaak. En sy pa kom toe na ons huis toe, want hulle het net oor kan die straat gebly en gesê vir my ma, jou seun het my seun. Maar inteendeel, hy was die ouer ene en hy was die ene wat my voorgestel het. Maar nou ja, maar sien jy die blame game, wat verkeerd aan 'n mens doen? Nee, dis nie ek nie, ma, my maatjie, hy is die invloed. Jy sien, die Here het daarna die mens toe gegaan en sê, wat het jy nou gedoen? En die eerste ding wat Adam sê is, nee, Here, hierdie vrou wat jy my gegee het. Inteendeel, indirek blameer hy vir God. Hy kla ook God se karakter aan, want hy sê, jy het die fout gemaak om haar vir my te gee. Daarop sê die Here aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, nee, dis ook nie ek nie. Dit was die slang. Weer eintlik 'n indirekte aanklag teenoor God, want jy het die slang gemaak ook. Die slang het my bedrieg. En dit is waar. Daai deel is waar. Die slang het haar bedrieg. Net soos die wêreld ons partykeer bedrieg, om ons te wys dat sonde is lekker man. Ek dink jou ouers is miskien net 'n bietjie te streng. Dis nie regtig so erg nie. Toe kom die oordeel. Jy sien, God het nou die ondersoek ingestel, en toe vel hy die oordeel. Hy spreek die oordeel uit. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek. Onder al die vee en al die diere van die veld, op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Jy sien, die oordeelsaktiwiteit van God behels ook die vloek op die slang. In hierdie daad word oordeel uitgespreek en voltrek op die slang daar. Maar terwyl hy besig is om hierdie oordeel te vel, sien ons ook God se genade daar uitkom. En hy sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. So ons sien hoe God, terwyl hy hierdie oordeel vel, gee hy ook hoop en genade. Hy sê, daar gaan iemand uit jou bloedlyn uitkom,
en hy gaan die slang se kop vermorsel. En dit verwys direk na wat Jesus vir ons gedoen het op die kruis. Op die kruis het Jesus Satan se kop vermorsel. Op die kruis het hy die oorwinning behaal. Sien, aan die begin van die menslike geskiedenis ontstaan daar al hierdie verhouding tussen sonde, oordeel en genade, wat die toon aangee vir die res van die Bybel. God, nadat hy sy eerste messiaanse boodskap of belofte van Jesus gegee het, vestig daardeur vyandskap tussen die slang en die vrou, tussen Satan en sy kerk, en kondig aan dat daar 'n saad sal kom, 'n verlosser gaan kom, wat hierdie oorwinning gaan behaal. En toe sê hy vir die vrou, aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Hierdie klink baie moeitevol, maar ons sien in hierdie oordeel beide dat dit helend is en beperkend, en dat dit goddelike genade openbaar. Jy sien, in hierdie oordeel wat hy vel oor die vrou, sien ons dat hy verhoudings wil herstel. Kan julle dit sien? Tweedens sien ons in hierdie oordeel oor die vrou, is dat hy die huweliksverhouding tussen 'n man en vrou wil beskerm. Want hy het vir haar gesê, na jou man sal jy smag. Kan julle dit sien? En dit is ook om hierdie verhouding te vernuwe met hulle skepper verlosser. Die oordeel is om hulle terug te bring hier. Dit het ook die doel gehad om groei van sonde te beperk, sodat sonde nie so vinnig sal versprei nie. Dit is ook een van die doel van hierdie oordeel. Kom ons kyk na die oordeel oor die man. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daaruit eet al die dae van jou lewe, in die sweet van jou aangesig sal jy die brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde. Want daaruit is jy geneem, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Die oordeel oor Adam is ook helend en beperkend. Adam moes in die sweet van sy aangesig soeg vir voedsel. Dit was ook deel van God se groter verlossingsplan, want as jy besig is om te soeg en te werk om te oorleef in hierdie wêreld, help dit jou om nie tyd te verkoos nie. Help dit jou om nie te veel te dink aan wat jy kan doen wat verkeerd is nie. So dit was beperkend ook gewees. Werk sou 'n voordelige teenmiddel wees teen verkoosende luiheid. Kom ons kyk na die patrone wat ons hier sien. Die basiese patrone wat ons in hierdie verhaal sien is, die oordeelboodskap is helend en beperkend. Sonde is die oortreding van 'n spesifieke wet wat gegee was om die eerste egpaar te bewaar teen sonde en ongeluk. En die helende aspek van hierdie oordeel is bedoel vir hernuwing en restaurasie. Dit is daarop gemik om sonde in toom te hou en maniere te bied vir die mensdom om loyaal te bly aan hulle skepper, verlosser. So ons sien in hierdie verhaal ook, ja, sonde het ingekom, daar was 'n ondersoekende oordeel en 'n oordeel was gevel, maar ons sien ook genade hier uitkom uit hierdie oordeelsboodskap. Kom ons kyk na die verhaal van Kain en Abel. Die verhaal van Kain en Abel toon hoe sonde tot nuwe proporsies gegroei het. Sonde lei tot die dood op 'n broer oor die kwessie oor behoorlike aanbidding.
Daar staan in Genesis 4 vers 3. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here as 'n offer gebring. En Abel het ook van sy eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadiglik aangeneem. Maar Kain en sy offer het hy nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En net daai deel wat sê, is daar nie verheffing as jy goed doen nie, impliseer dat hulle geweet het wat hulle moes doen. Kan jy dit sien? Kain het geweet dat hy nie vir die Here van die groente kon offer nie. Hy het geweet dat daar so bloedvergieting moes kom, wat Jesus verteenwoordig het. Daarom sê die Here vir hom, is daar nie verheffing as jy goed doen nie. En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en jou begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Ons sien in hierdie woorde van God met Kain en Abel se storie, sien ons genade ingemeng en hoe God genadiglik vir Kain sê, oppas, want hierdie verkeerd in jou hart kan lei tot sonde. Maar Kain het toe nie na die Here geluister nie. Luister ons altyd na ons ouers? Is ons ouers se raad altyd die beste? Of kyk ons ook maar wat kan gebeur as ons die boundaries 'n bietjie push? Hoe sê 'n mens? Ek glo nie een van julle push die boundaries nie, nee. Nooit nie. Of doen ons? Maar hier gaan Kain, en hy luister nie na God nie, en hy gaan praat toe met Abel, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan, en hom toe doodgeslaan. Hier kom die eerste punt weer in. Wat het nou hier ingetree weer? Moord, sonde, né? Oortreding weer van 'n spesifieke wet. Moord is gepleeg, sonde het ingetree. Wat doen God toe? Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? Wat sien ons weer eens hierso? God stel ondersoek in, nie waar nie? Ons sien die ondersoekende oordeel weer eens. God kom en vra eers, waar is jou broer? Wat het jy gedoen? Kain word direk deur God gekonfronteer met twee vrae. Eerstens, voor hy die daad gepleeg het, waarom is jy kwaad? Die tweede ene, waar is jou broer? En God stel so ondersoek in. En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep uit na my vanaf die aarde. Daarom sal jy vervloek wees. Kan jy sien, eers die ondersoek en toe die oordeel. Daarom sal jy vervloek wees ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand uit te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie, en 'n swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde. God vel die oordeel hier op Kain. Maar hierdie keer in die geval van Kain is hier die oordeel gemeng met genade. Kyk wat sê vers 13 tot 15. Daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om dit te dra. Kyk, U verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir U aangesig. 'n Swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkene wat my kry, sal my doodslaan. Jy sien, Kain kyk na hierdie ding van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En hy is so bang, daar kom wraak na sy kant toe. Maar kyk die genade van die Here hier op Kain. Hy sê, maar die Here sê vir hom, daarom as enigeen Kain doodslaan, sal dit 7voudig gewreek word. En die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enige een wat hom kry, hom nie sal doodslaan nie.
Weereens sien ons genade. Kan julle dit sien? Kom ons kyk na die volgorde van hierdie verhaal. Ons sien menslike sonde word gevolg deur 'n ondersoekende oordeel, dan word die oordeel gevel, en ons sien ook hierdie keer is die oordeel gemeng weer met genade vir beskerming vir Kain. Oordeel in hierdie verhaal blyk ook om beide straf en helend van aard te wees. Dit beheer sonde, beperk die gevolge van die straf en beskerm Kain teen die behandeling van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. My laaste verhaal wat ek met julle wil deel is Sodom en Gomorra. En in al die vorige verhale het ons die oordeel so gesien. Ons het gesien sonde is gepleeg, daar's 'n ondersoekende oordeel en 'n oordeel gevel, maar daar was nog nie 'n uitvoerende oordeel gewees nie. Maar hier in Sodom en Gomorra sien ons ook 'n uitvoerende oordeel wat gaan plaasvind. En hier in die verhaal van Genesis 18 en 19 openbaar weer eens hierdie verband of wisselwerking tussen sonde, oordeel en genade. Dit wys weer eens hoe God direk optree, sonder menslike ingryping te betrek, om vergeldende oordeel oor die goddelose stede van die vlakte te bring. Eerstens sien ons in Genesis 18:20 weer eens dat daar is wel sonde. Verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot en hulle sonde is waarlik swaar. Ek wonder van wie af het hierdie geroep gekom? Kan julle raai? Was dit nie Lot wat tot die Here gebid het nie? Die geroep oor Sodom en Gomorra is groot en hulle sonde is waarlik swaar. Maar weer eens sien ons dat God eerder wil ondersoek instel hier in vers 21. Ek wil neerdal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is wat by my gekom het. So nie wil ek dit weet. Kan julle sien, God wil weer eens eers ondersoek instel. En hoe doen hy dit? Hy stuur daar die twee engele, en die twee engele het in die aand in Sodom en Gomorra aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit, en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan, en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe. En hulle het nog nie eers gaan slaap nie. Lot het hulle toe natuurlik ingenooi. Hy het gesê, hoor hierso, julle ken nie hierdie stad nie, lyk dit my. Hoekom wil julle hier op die plein bly? Dit is 'n gevaarlike plek. Dis soos Johannesburg se middestad. Julle kan nie hier bly nie. Kom eerder na my huis toe. Ek sal julle huisves, is veiliger by my huis. En hy nooi hulle toe na hulle huis toe, en nog voor hulle slaap, toe het die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel, jonk en oud, en die hele bevolking almal saam. En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne wat vannag by jou gekom het? Bring hulle na ons toe, sodat ons hulle kan beken. Daar's ondersoek ingestel, en soos die gerug was, is sonde toe ontbloot. Genesis 19:9 sê, toe antwoord hulle, gee pad daar. En hulle sê, hierdie ene het gekom om hier as vreemdeling te vertoef en wil tog gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as hulle. En hulle het sterk op die man op Lot aangedring en nader gekom om die deur oop te breek. So nadat die engele toe nou Lot teruggetrek het in die huis in, het in die huis voor die mense, voor hulle skade aan Lot aangebring het, sê die engele toe vir Lot, hier kom 'n oordeel. Daarop sê die manne vir Lot, wie het jy hier nog, 'n skoonseun,
jou skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad, bring hulle uit die plek, want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor die stad oor hulle groot is, voor die aangesig van die Here, en die Here het ons gestuur om dit te verwoes. So hierdie buitensporige gedrag wat toe nou daar plaasgevind het, het toe die ongeregtigheid volgemaak, en die hemelse gaste stel toe Lot in kennis, dat die stad gaan verwoes word. God het besluit, hulle het die lyn oorskry en gesê die stad gaan verwoes word. Maar daar was ook genade in hierdie oordeel. Toe die dag begin aanbreek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Hier sien ons dat hierdie oordeel is positiewe nuus vir die wat aan God vashou. Die oordeel is goeie nuus ook in ons tyd, vir die wat 'n verhouding met Jesus het. God is genadig oor die wat daar in die stad is. Onthou julle Abraham, hoe het hy gevra, hoe was hy concerned oor Sodom en Gomorra, omdat hy geweet het, sy familielid is daar binne? Sal u die stad verwoes? En hy het afgegaan tot as daar 5 of 1 is. Toe sê die Here, nee. As jou geloof sterk is in die Here, sal God nie die oordeel vel, al is daar net 1 nie. Dis hoekom sê ons ook altyd, as Jesus moes gesterf het, en daar was net jy gewees, sou hy dit nog steeds gedoen het. God is genadig op die wat aan hom vashou. En hierdie laaste deel van die oordeel het glad nie op toepassing aan die gelowiges nie, glad nie. Die uitvoerende oordeel, soos die Bybel beskryf in Openbaring, het ook glad nie van toepassing op die gelowige nie. Die wat 'n verhouding met Jesus het, gaan die uitvoerende oordeel vryspring. Genesis 19:24, en dis nou na Lot hulle uit die stad uit is. Na God daardie wat aan hom vasgeklou het, uitgekry het. Staan daar, en die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. En hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei. Hier, soos in die universele vloed, is daar geen goddelike onttrekking van die stede nie, waarin God hom onttrek, sodat die mensdom homself verwoes nie. Kan julle dit sien? Sodom en Gomorra se mense het nie hulle self aan die brand gesteek nie. Kan julle dit sien? Die teks sê, die Here het die oordeel gevel, die uitvoerende oordeel. God self stop goddeloosheid. God self sê, die is genoeg. Hy is egter die regter en op die ou eind die vernietiger van die goddelose. Terwyl hy verlosser en getroue en 'n verlosser is van die getroue oorblyfsel, is hy ook 'n regter. Oordeel, genade en verlossing tree hier in wisselwerking. Die oordeele wat in Genesis vertel word, stel die toon en verskaf die patroon vir die verlossing oordeel verband van die res van die skrif. 'n volmaakte skepping word permanent beïnvloed deur sonde, wat steeds tot verskriklike proporsies groei. Ons sien dit tot vandag toe. Goddelike oordeel word vereis op die verskillende tydstippe van die menslike geskiedenis.
Herhaaldelik is die genade van God aan die werk met die herhaalde uitnodigings tot bekering. Onthou julle daai eerste ene wat hy gesê het? Waar is jy, Eva? Waar is jy, Adam? Dit is 'n uitnodiging tot bekering. En hier sien ons hierdie herhaalde uitnodiging om tot bekering te kom en terug te keer na 'n liefde en welwillende God, wie se doel is om enige iemand te red wat gered wil word. Die beweging van die onwettige eet van die vrug tot die moord en die roekeloosheid, tot volledige korrupsie en geweld met intense onsekerheid, word bevredig deur die oordeele wat gepas is vir elke onderskeie situasie. Die goddelike oordeele is helend in doel vir die berouvolle sondaar, vergeldend op die ander kant van aard vir diegene wat hardkoppig bly en ontwerp om die groei van sonde te beperk. Ons kan dit sien. Ons kan dit sien in die vloed ook. Sonde sou verskriklik vinnig versprei het as God nie ingetree het nie. Jy sien die rekord openbaar ook dat God die finale en unieke regter bly. Hy is 'n regverdige regter en hy is ook 'n God wat genade manifesteer. Goddelike geregtigheid is nie geskei van goddelike genade en barmhartigheid nie. Adam en Eva word regverdig geoordeel, maar God se genade hou ook die dreigende straf van die dood terug. Kain word uitgedryf, maar 'n genadige teken word op hom geplaas, sodat hy nie vermoor word nie. Die oproep van sonde in Sodom en Gomorra is groot en God stel ondersoek in. God oordeel die stede, bewys genade aan Lot en sy gesin en vel die uitvoerende oordeel om sonde te beperk. Goddelike oordeel is nie onoordeelkundig nie. Goddelike oordeel is nie wispelturig nie. Goddelike oordeel is nie arbitrair nie. Dit vererger nie die situasie nie. Goddelike geregtigheid word gepas en met terughoudendheid toegepas. Genade en barmhartigheid is beskikbaar vir diegene wat dit begeer. Kom ons kyk na die patroon in Sodom en Gomorra. Die oproep oor sonde was groot. Daar is 'n ondersoekende oordeel wat plaasgevind het. Sonde is toe bevestig en oordeel word uitgespreek en dan sien ons 'n uitvoerende oordeel wat plaasvind nadat God genadiglik sy mense gered het. Sodom en Gomorra is 'n voorbeeld van hoe dinge gaan plaasvind in die einde van tyd ook. Jesus het dit ook genoem, soos in die dae van Lot, soos in die dae van die vloed. Hoekom sal julle sê, is die boodskap van die ondersoekende oordeel van sulke kardinale belang vandag? Want jy sien 'n ondersoekende oordeel vra vir introspeksie. En ons leef in 'n wêreld wat onverskillig voortgaan, omdat hulle nie weet daar's 'n oordeel nie. Die wêreld wag vir 'n toekomstige oordeel. Die Christelike kerke wag vir 'n toekomstige oordeel. Maar dink julle nie die wêreld sal gemotiveer word om 'n verhouding met Jesus aan te knoop as hulle weet hulle word nou geoordeel nie? Die oordeel is nou nie. Jesus het gesê, ek kom met die beloning. En as Jesus kom met die beloning, vertel het ons dat die oordeel dan verby is. Die keuse gaan nie gemaak kan word as Jesus kom nie.
Die keuse moet nou gemaak word. Dit is hoekom ons as Adventiste sê, ons leef in die antitypiese dag van versoening. Ons leef in die ondersoekende oordeel. Die oordeel het gekom. Onthou julle Johannes 14? Openbaring 14 vers 7? Die oordeel het gekom. Nie gaan kom nie. Mag die Here ons en julle as jong mense lei om die ernstig van die tyd te sien en eerder nou 'n keuse te maak. Eerder nou 'n keuse te maak vir Jesus, terwyl die deur nog oop is. Ek hoop ek het julle gehelp so bietjie die oordeel verstaan deur hierdie 3 stories. Die oordeel is goeie nuus vir die wat 'n verhouding met Jesus het. Ek weet nie van julle nie, maar dit voel of ek in hierdie oomblik my geloof wil herbevestig in Jesus. Nou 'n keuse maak. As julle dieselfde voel, kom ons staan op en bid. Heer, ons is so dankbaar, ons aanbid 'n God wat onveranderlik is. Ene wat al die patroon van die verlossingsplan daar in die begin van die Bybel vir ons openbaar. En deur al hierdie stories van die Bybel kan ons u hand daarin sien, u hand wat ons wil nader trek aan u. 'n God wat nie genot daarin het om mense te verwoes op die einde nie, maar ene wat wil hê dat mense hulle self moet bekeer en 'n volle oorgawe aan u moet gee. Dit is wat u gesê het in Esegiel 33:11, dat u geen behaag in die dood van die goddelose het nie, maar dat hulle moet bekeer en lewe. Dit is die fokus, Heer, dit is die fokus van die oordeelboodskap, is Heer, dat ons 'n keuse moet maak vir lewe, en daardie keuse vir lewe is in Jesus Christus. Want Jesus is ons verlosser, hy is die lewe. Help, Here, in hierdie tyd van die ondersoekende oordeel waarin ons leef, dat ons nou die keuse sal maak. Nou ons hand in u hand sal plaas. Nou die besluit sal maak vir die ewigheid. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.